Nou, ek is nou eintlik baie nuuskierig. Ek wens mens kon geleentheid gehad het om by almal om te gaan en te hoor wat het jou getref in hierdie reis en iets wat ten minste by my stil gestaan het tot op hierdie punt toe. En weer eens, ek is so spyt ek kon nie die videoetjies vir julle wys nie. Maar daai klein leeuetjie wat sy voet in sy pa se voetspoor sit en daai oomblik wat hy net besef hoe groot sy pa is. Dat sy pa lewensgevaarlik is, maar goed is. Dat sy pa gevrees moet word, maar sy pa is die een wat red. Nou so gaan ek ook huis toe en ek berei toe maar nou ook voor vir vanaand. En wat nou interessant is van hierdie boek van John Bevere, Awe of God, julle moet bietjie kyk of julle hom in die hande kry, hy is nie so dik, ek sê nou vir Kenneth, hy is nie so dens of dig, soos die boek wat ons behandel het van John Stott nie. Julle kan onthou, ons het so reekse doen oor John Stott se boek. Maar hy plant 'n paar saadjies wat jou laat dink, en laat grawe, en vra. Hy werk na die binnekant toe, en hy dop jou amper uit, om vir jouself die vraag te vra, wat beteken vrees vir die Here? Vrees ek vir God? Hoe lyk dit? Hoe lyk my verhouding met hom? En so natuurlik, ons het gisteraand ook vir mekaar gesê, mense is ongemaklik met hierdie tema, want mense ken dit nie. Dis nie iets waaroor daar elke Sondag gepraat word nie. En so juis op daai noot word ek toe nou ook uitgedaag met die voorbereiding, en ek wonder, maar is dit nie 'n harde tema nie? En toe lees ek hierdie interessante stukkie raak, my laat dink het. Dis eintlik 'n stelling wat gemaak word, dat die kerk werk bitterhard om vir die wêreld te wys, hey kyk, ons is nie soveel anders as jy nie. Dink bietjie daaroor. Die kerk werk baie hard om vir die wêreld te wys, kyk, ons kan ook soos julle wees. Ons het nie nodig om anders te wees nie. En daarom sien 'n mens gereeld in kerke, daar word geweldig baie moeite gedoen van waarvan hou kinders nou, waarvan hou die jong mense nou, watse musiek hou die ouer mense van, watter musiek hou die jonger mense van. As ons net ligte kan kry, as ons net lekker klere in die kerk kan kry. Ons moet tog net lekker aanloklik lyk vir die wêreld. Die van julle wat al met kunsaas vis gevang het, as ons tog net die regte enetjie kan kies, kan ons vir die wêreld wys, kyk, ons is baie soos jy, nie soveel anders nie. En dit behoort eintlik te wees dat die kerk vir die wêreld wys dat ons eintlik heeltemal anders is. Want God sê, wees heilig, want ek is heilig. En hierdie heiligheid is nie 'n skynheiligheid nie. Hierdie heiligheid is anders, want God is anders. Maar so is dit ook, die van julle wat nou paas is, of oupas is, kindertjies is mos nou baie keer skaam vir ma en pa. Pa moet tog nou net nie iets snaaks in die publiek doen nie, of pa moet tog nou net nie snaaks aantrek nie, of 'n grappie vertel wat nou nie snaaks is voor die ander maatjies nie. Hulle praat mos van dad jokes. Moet tog net nie dit doen nie. En so is dit dat ons dikwels skaam word vir die manier hoe God homself openbaar. Want as ons praat oor vrees vir die Here, dan onmiddellik nee, wag. As ons sê vrees, bedoel ons eintlik maar net, dis net 'n respek vir die Here. Of as ons sê God is almagtig, hy's groot. Dis Jesaja wat neerval. Johannes wat neerval, sê ek voel asof ek doodgaan, lam raak in sy teenwoordigheid. Nee, dit was nou nie regtig so erg gewees nie. Dit is eintlik skaam om vir die wêreld te wys wie ons God eintlik is. En ons hou meer van die goedjies wat meer soetsappig is. Hy is so liefdevol en so wonderlik, en hy aanvaar jou net soos wat jy is. Jy hoef niks te verander nie. Moet tog net nie konfronteer nie. Ons hou van die beeld van Jesus wat met hierdie lammetjie op sy skoot sit, sagte lammetjie wat hy vryf. Ons hou nie van die beeld van die leeu van Juda nie. Hierdie Skepper wat spreek en dit is so nie. Beeld van die een God, ons Here in Openbaring wat met daai sterre en so in sy hand rondstap. Ons hou nie van daai beelde nie. Dit konfronteer. Ons kan eintlik sê ons het nie beheer daaroor nie. Ons het dan beheer oor liewe Jesus.
Maar moenie praat oor die groot God wat ons nie kan begryp nie kan vasvang nie. Ons het nie beheer oor hom nie. Ek wil graag hê, ons moet bietjie dink oor die volgende. Of ons nie dikwels na 'n makliker manier soek om God te openbaar nie. 'n sagter manier, 'n gemakliker manier. Om tog net vir mense te wys, ag God is eintlik nie so erg nie. God aanvaar dit wat jy doen. Jou lewenstyl, dis reg, doen dit maar. God is tevrede. Terwyl ons God eintlik heilig is, heeltemal anders is. God ons juis roep om in hierdie donker wêreld anders te leef, om te getuig van sy lig. Nee, daar is nie 'n makliker of 'n gemakliker manier om oor God te praat nie. Ons het gister so geraak in Spreuke 1:7 wat vir ons sê dat wysheid begin met onsag vir die Here. Onsag vir die Here. Hierdie heilige vrees, hierdie warm vrees vir die Here is die begin van wysheid. Daar's nie 'n ander beginpunt nie. As ons nie wil erken dat God is nie, dan help dit nie ons begin nie. Ek deel nou met Kenneth sommer daar agter iets wat my nogals getref het. Die eerste keer toe vrees vir die Here 'n nok gevat het, bietjie afgewater geword het, is waar. Daar in die tuin. Die eerste versoeking. Eet van hierdie vrug en jy kan soos God wees. Né? Kan ons soos God wees? Eet van hierdie vrug en jy sal weet wat hy weet, kan ken soos wat hy ken. Jy kan self besluit. Nie langer vir God nodig nie. En dan sien ons die spiraal van daar af tot by daai toring van Babel. Bou vir ons 'n toring, ons maak vir onsself 'n naam. Dit gaan oor ons. En dis hoekom die Here maar kort vir ons terugroep en sê, goed, nou kom stel jou saak. Verskyn voor my, kom kla jy my aan. Kan jy jouself indink? Kla vir God aan. Kom sê vir God, wat is die antwoorde op sy vrae? Ek weet nie of een van ons in daai posisie is om dit te kan doen nie. Die beeld wat dikwels gebruik word, ek het sommer by Kenneth geleer, is daai beeld van 'n druppeltjie water en daai son wat voor hom is. Jy besef jy is so broos. Jy besef hierdie God is so groot. Die taal wat ons selfs gebruik. Eendag as ek in die hemel kom, gaan ek vir die Here sê, nou hoekom het dit gebeur? En Here, hoekom het u dit so gedoen? En hoekom het u dit so gedoen en so beplan? Ek dink nie ons gaan vra hê nie. Ek dink ons gaan net neerval in aanbidding. Wie is ons? Terwyl ons bietjie vashou in daai tema, wil ek dieper trek. In die proses wat ons probeer om vrees sag te maak, om dit net so bietjie te knie, om dit net beter te laat klink, dis maar net 'n soort van 'n respek. Dis maar nou as iemand instap en ons staan op. Ek lees bietjie verder en van die slim ouens sê, nee, dit is vrees. En die rede hoekom dit ons ongemaklik maak, is omdat vrees ons ook gemaklik maak. Dis die doel daarvan. Maar dis nie net vrees nie, dit is heilige vrees. Woordjie heilig beteken anders. Dis nie die wêreldse vrees nie. Dis nie bang vir die donker nie. Dis nie bangigheid nie. Dis 'n heilige vrees in die ontdekking van wie God is. God wat homself openbaar aan mense wat van stof gemaak is. Psalm 103, hy weet ons is van stof. Hy hou dit 'n gedagte. Hy neem dit in ag. Daai anderster vrees, 'n misterieuse vrees wat ons nie in hierdie wêreld te gelyke van kry nie. En daarom gebruik ons soveel voorbeelde om dit te probeer verduidelik. Maar alles skiet tekort. Tot jy daai ontmoeting het met God. Tot jy daarop aandring, Here, ek wil nou my saak stel. En dan verskyn sy magtige teenwoordigheid.
En ons smelt weg voor hom. Here, U weet beter, U is God. U is alles. Ek wil graag vir julle iets lees van hierdie vrees, hierdie heilige vrees. Ek noem dit sommer warm vrees. Vrees gedompel in liefde. Jesaja 6. Jesaja 6. Dis die verhaal toe Jesaja geroep word as profeet. En terwyl ons dit lees, vra jouself af, watter verstaan van vrees kry jy hier? Is dit bloot die vreesskoof stap in die klas en al die kindertjies moet maar opstaan? Of is dit 'n vrees van 'n, soos Engels sê, all-consuming fire? Hierdie God wat absoluut oorweldigend is. Hierdie leeu wat so groot is, maar so goed is. Lees asseblief saam met my Jesaja 6, ons lees vanaf vers 1. In die jaar van koning Hosea se dood het ek die Here gesien. Punt. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Voordat ons verder lees, ons het al een keer oor hierdie teks gepreek, miskien onthou van julle, hierdie serafs is engele. En nou soos elke dier gemaak is, dink nou in die diere, die skepping, om te kan oorleef in sy habitat. Dink nou in die krokodil, lekker dik panservel en die stert om te kan swem en tande om prooi te kan vang. So is hierdie hemelwesens in God se teenwoordigheid. En kyk hoe's hulle geskape, né? By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek. Waarin dink ons? Moses wat sy gesig toemaak, Here, hierdie aangesig is te veel vir my. Moses wat sy gesig gloei as hy van hierdie berg afkom, nadat hy die Here gesien het. Met 2 het hy sy voete en met 2 het hy gevlieg. Ons kry hierdie idee amper soos 'n slaapsak, hierdie hemelwesens wat hulle toemaak. Hulle wat in die teenwoordigheid van God leef, selfs vir hulle is God se teenwoordigheid net te veel, net te wonderbaar. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Hoor julle daai vrees? Toe ek die Here sien, toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. Onmiddellik bewus van my broosheid, bewus dat ek van stof is, bewus van my sonde in die teenwoordigheid van hierdie almagtige God. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Dit is verby met my, dit is te veel. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, jou sonde versoen. En ek wil graag vers 8 lees. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. 'n Interessante verskynsel, ons sien Jesaja in die teenwoordigheid van God en sy onmiddellike reaksie met die verskyning van God, dis klaar met my. Ek kan nie my saak stel nie. Ek het dalk 100 vrae gehad, maar ek kan nie eers asemhaal nie, soveel is dit. Dis klaar.
En dan hoewel hierdie God volle mag het om vir Jesaja van die aarde af te vee, is dit nie wat hierdie God doen nie, want dis nie wie hy is nie. Hierdie almagtige God raak hom aan, reinig hom, geef hom 'n roeping, geef hom 'n taak. Ongelooflik. Weereens, ek gebruik klomp beelde vanaand, omdat dit moeilik is om met een beeld dit uit te druk. Hierdie leeu in sy teenwoordigheid, dis dan nou een ding om vir 'n leeu te kyk, daar in die Tosha Nasionale Park, en jy kyk vir hom deur jou ruit, en jy eet nou jou appels en lekker padkossies, terwyl jy nou foto's neem van hierdie leeu. Dis 'n ander ding, as jy daar by die kampterrein is, en hierso 2:00 die oggend, moet jy gou badkamer toe stap, en jy stap in die skynlig, en volgende oomblik staan leeu voor jou. Dis daai gevoel. Maar daai leeu is goed. En daai leeu bring beskerming. Daai leeu is daai leeu van Juda, wat daar is om jou te beskerm. En onmiddellik voel jy gekonfronteer in jou sonde. Here, ek is vuil en ek is onrein en ek verdien dit nie. Here, U gaan my seker nou verteer en vernietig. Nee, hy versoen. Hy raak jou aan, hy reinig jou, hy stuur jou. En die spontane reaksie, as God jou aangeraak het met sy teenwoordigheid, al voel jy daai hoendervleis, weer eens, warm hoendervleis, van daai warm vrees. Here, asseblief, niks anders meer nie, Here, stuur my. Asseblief, Here. En hoor julle, soos ons gisteraand vir mekaar gesê het, hierdie vrees jaag nie weg nie. Hierdie vrees trek in. Hierdie vrees maak dat ek eintlik bang is om nie die Here te voel nie. Hierdie vrees vou my toe. Dis wie God is. Francis Chan vertel hoe hy die vrees van die Here beleef, ook in 'n beeld. En dit is wonderlik om na verskillende mense se belewenis hiervan te luister. Miskien het jy jou eie. Dalk moet ons in hierdie tyd bietjie dink oor, hoe beleef ons dit? Wat is hierdie beeld wat ons daarvan beleef? En vir die Here vra om homself ook te openbaar aan ons, dat ons kan leer wat is vrees vir God. Hy vertel, hy is 'n surfer. Hy hou van surf en hy's goed daarmee. Hy is eintlik nie meer so bang vir die see nie. Hy ken tog nou die golwe, né? Wat kan moontlik fout gaan? En hy surf so in op 'n kol, toe slat hierdie brander oor hom. Maar hy's nie bang nie, want hy ken tog water en hy weet om te surf. Maar toe begin hierdie branders hom spoel. En soos hy gespoel word, kom hy agter, ek moet asem kry, maar hierdie branders los my nie. En hy probeer swem, maar hy kom agter hierdie branders is baie sterker as wat hy is. Hy's heeltemal oorgelaat in hierdie branders. En hy voel daai van, ek kan nie meer nie, 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 en die volgende, haal hy asem. Dis daai belewenis van God se teenwoordigheid. Ons kan dit nie beheer hê, dit is net te groot. Ons kan dit nie voorskryf nie. Ons kan dit nie kunsmatig skep nie. Maar dit is goed. En dit verdrink ons nie, inteendeel, dit vou ons toe. Dit lig ons nie daarop om ons te gooi nie, inteendeel, dit red ons, tel ons op uit hierdie donkerte uit. Ons moenie God se intimiteit verwag waar hy nie gevrees word nie. Ons moenie God se intimiteit verwag waar hy nie gevrees word nie. Nou, ek is seker, dis my behoefte, ek is seker, is baie mense se behoefte. Ek wil graag God se intimiteit beleef. Ek wil nie net die storieetjies ken nie. Ek wil nie net tekste kan opsê nie. Ek wil hom beleef, sy intimiteit. En dis meer as net 'n emosionele opsweping. Dis hy van, ek ken hom, hy is in my, ek voel hom. Ons moet dit nie verwag waar God nie gevrees word nie. Hoe sal jy voel dat terwyl jy met my praat,
ek eintlik so oor jou skouer kyk en oogkontak maak met iemand anders? Hoe sou jy voel? Miskien sal jy ophou praat. Hoe sal jy voel hoe sou ek voel as ek nou hier preek en ek sien daar so 'n groepie wat nou daar klets by mekaar en hierdie is op hulle selfone, ek sal dalk ophou. Ek sal dalk maar net stilte gee. Wanneer ons soek na God se intimiteit, en onthou hierdie vrees van God loop hand aan hand met 'n verhouding met hom, dan moet ons leer wat dit is om God te vrees. Ons moet leer wat dit is om nou stil te bly, God is nou hier. Ons luister nou. Prakties, ons moet leer wat dit is, dat my selfoon, my rekenaar, die ou wat nou my deur klop, dit maak nie nou saak nie. Die koning is nou hier. Wat sal die reaksie wees as hier 'n kindjie 'n gehardloop kom van agter af? Seker maar so aankyk en aangaan. Wat sal die reaksie wees as die staatspresident hier ingestap kom? Ewe skielik, netjies wees en staan op en wat is ons reaksie? En wat is die klimaat wat ons skep as ons God innooi, as ons hierdie woorde sing, God is hier teenwoordig? Wat gaan in jou hart aan? As jy honger is vir intimiteit met God, dan moet ons leer wat dit is om God te vrees. Leer wat dit is om op te staan as die koning hier is. Dis al wat ons om leer ken. Ek lees vir julle uit Daniël uit. Julle kan saam met my lees, Daniël 10, vers 4. Daniël 10 vanaf vers 4. Nou wat interessant is van hierdie teks, sommer net so voetnote. Baie van die skrywers sê dat hier verwys dit na Jesus. Anders sê dit verwys na 'n boodskapper, 'n engel. Kom ons lees hom saam. Daniël 10 vanaf vers 4. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Eufas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels. Sy arms en sy bene het geblink soos gepolitoerde brons en sy woorde het geklink soos 'n harde doorrening. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange dat hulle gevlug en weggekruip het en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword en het ek geen krag meer gehad nie. Het jy al jouself boeglam geskrik? Daai bene soos jelly voel. Toe hoor ek die man praat en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het 'n hand my gevat en my op my knieë en hande laat staan, terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniël, jy vir wie God liefhet, gee ag op wat ek vir jou gaan sê. En staan regop, ek is na jou toe gestuur. Julle, kan jy jouself indink? Dink net jouself in. Jy begin bewe, hierdie bene raak so lam dat jy vooroorval, bewusteloos. Hierdie hand lig jou op jou knieë en sê, hey, jy, vir wie God liefhet. Luister mooi.
Kan jy jou dink, hoor julle hierdie verweefde konsep van vrees en liefde en genade en grootheid? Ja, dis die goeie herder, maar dis ook die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ja, dis die skepper in Genesis 1, hy spreek en dit is so, maar dis ook die skepper in Genesis 2, wat die mens vorm, uit klei, maak, intiem is. Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af, dat jy jou ingespan het, om insig te kry, en jou voor jou God verontmoedig het, is jou gebede verhoor. Wat sê hierdie teks? Moenie bang wees nie. Julle? As hy leeu voor my staan en sê, moenie bang wees nie. Hier staan God die Almagtige. Of dit nou Christus is en of dit nou die engel is wat hy stuur, hoeveel te meer dan? Sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Jy het jou verontmoedig voor God. Jy het nederig jouself voor God gegee. Jy het jou knie gebuig. Daarom is jou gebede verhoor. Jy, vir wie God liefhet. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Klein Simba wat daar by sy pa Mufasa sit. Hierdie groot leeu wat nou net hierdie hyenas uit mekaar uitgeslaan het. Klein Simba, klein mensie, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, ek is jou pa. Ek is groot en geweldig en verskriklik magtig. Maar ek is goed. En ek is liefdevol en ek beskerm jou en ek dra jou. Hierdie vrees wat ons in Daniël van lees, hierdie vrees is 'n vrees wat ons nie kan beheer nie. Dis 'n vrees wat nie daar is, ek gaan braaf staan en vasbyt nie, jy kan dit nie beheer nie. Dit oorval jou. Hoekom? Want dit kom van 'n God wat ons nie kan beheer nie. Dit kom van 'n God wat ons nie kan verklaar nie. En verduidelik nie, en vasvang in 'n potjie en vir iemand gaan wys nie. Miskien is dit die rede hoekom daai Israeliete so graag daai goue kalf wou gemaak het. Dan kan ons daai kalfie ronddra waar ons hom wil hê. Nee. Dis nie wie ons God is nie. Hierdie God wat homself nie hoef te verduidelik vir mense nie. Hierdie God wat koning is. En dan is hier 'n ding wat ons mekaar kan sê. As ons na hierdie tekste lees van Jesaja wat die Here sien, Daniël wat iets van God se teenwoordigheid beleef, Johannes daar op die eiland Patmos wat vir Jesus sien en daar net neerval. Familie, die oomblik as jy God sien, sal jy hom vrees. Die oomblik as jy God sien, sal jy hom vrees. Want jy besef in daai oomblik, jy slaan toe nou nie die gitaar nie. Jy besef in daai oomblik, jy toe nou nie soveel beheer oor alles soos wat jy gedink het nie. Jy besef jy is totaal weerloos, totaal naak. As daai teks lees in Genesis, na die sondeval, ons Here wat die mens kom soek het in die tuin, hulle is bang gewees. Weggekruip vir God, naak voor hom. Maar dan lees ons ook dan nou in Jesaja dat hy kom en hy raak ons aan en hy reinig ons. Ons het baie rede om vir God bang te wees. Maar daarom het hy sy seun gestuur. Ons het nie vlerke soos daai serafs om onsself te bedek voor God nie. As ek myself moes bedek, het ek meer vlerke nodig gehad. Maar ons het die bloed van Christus. En op grond daarvan hoef ons nie bang te wees nie. Ons vrees God met 'n heilige vrees. Maar ons is nie bang dat hy ons gaan seermaak nie. Gaan pynig nie. Ons vrees omdat ons besef wie hy is en ons ken hom.
En in daai moment as jy God sien, dan besef jy, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou storie nie. Dis 'n ontnigteringe ontdekking, die dag as ons besef, dat jy toe nou nie die hoofkarakter in jou storie is nie. Dit is nie eers jou eie storie nie. Maar hierdie vrees is warm. Hierdie leeu is goed. Daai branders van die see is lou. Is lekker. Dis goed. Dit verfris ons. En dis intiem. Die wonderlike is dat hierdie God wat mysterieus is, omdat ons baie goed nie van hom weet nie. Ons weet nie hoe hy goed gemaak het nie. Ons weet nie wat God môre gaan toelaat en gaan doen nie. Ons weet nie. Maar die wonderlike is dat jy hom kan ken. En daarom vir 'n kind van die Here is God nie hierdie vaagweg invloed of hierdie vaagweg gees wat ons net nie lekker eintlik weet wie hy is nie. Ja, ons weet baie goed nie van God nie, maar ons ken hom. Want hy leef in ons. Sy Heilige Gees is uitgestort. Sy seun het kom openbaar wie hy is. Dit maak nie dat hierdie leeu wat langs ons staan, hierdie groot leeu van Juda, minder gevaarlik is nie. Maar omdat ek hom ken, vertrou ek hom. Weet ek dat hy my oppas. Weet ek dat hy nie hier is om my te pynig en my op te vreet nie, maar hy is hier is om my te beskerm en op sy rug te dra en die bose weg te jaag as hulle naby aan sy lammers kom. En nou wil ek afsluit met 'n laaste gedagte. En ek wil hê ons moet hierdie gedagte net vir 'n oomblik net dieper laat sink as die kop. Laat hy net afsink hier tot in die hart en dan hou ons hom net daar vir 'n rukkie. Hierdie God wat totaal anders is, heeltemal anders. Hy dink nie soos wat ons dink nie. Hy het nie die kapasiteit wat ons het nie, soveel meer, oneindig. Alfa, omega, begin, einde. Bo ons, onder ons, langs ons, voor ons, agter ons. Hierdie God wat spreek en dit is so, die God wat verskyn met sterre in sy hande, sterrestelsels. Hierdie God wie sy aangesig soos weerlig is. Hierdie God wat maak dat selfs die profete wat hom sien, sy lyf soos jelly word, soos dooies word, koud word in sy grootheid. Hierdie God gee vir ons 'n naam en hy noem jou sy kind. Dink vir 'n oomblik daaroor. Hierdie God noem ons sy kinders. Ek bly nou vir 'n stukkie of vir 'n rukkie stil, want dit daag my ook uit. Dit is seker moeilik om vir iemand jou kind te noem. Weet, as ons altyd daar by die aftreeoorde mense besoek, dan noem hulle ons kinders of my kind. Of jy noem dan jou eie kind jou kind. Maar God wat soveel anders is, soveel anders, wat sy standaarde soveel hoër is, God wat so heilig is, God wat hierdie son is, en ons maar hierdie waterdruppeltjie in sy teenwoordigheid is, eintlik maar vuil is, ons beste pogings is ons vuil lappe voor hom. Hy noem nie vir ons kennisse nie. Hy noem nie net vir ons begenadigdes, ek los julle maar uit nie. Hy noem ons kinders. En as iemand jou sy kind noem, en ek praat nie net van 'n ou totaal naampie, ag my ou kind nie. As iemand jou werklik sy kind noem, dan is daar implikasies. Hy assosieer met jou. Jy is syne. Dit beteken hy beskerm jou. Dit beteken hy het 'n kommitment teenoor jou. En dit beteken as jy iemand se kind is, jy is sy erfgenaam. Hierdie God kies om vir jou sy kind te noem.
En ek wil vra dat ons nie iets meer doen vanaand as bloot om in hierdie wete stil te staan. En net vir 'n oomblik die oë te sluit en dit te laat insink. Wat beteken dit vir jou? Wat gebeur in jou hart as hierdie God kies in sy loutere goedheid om vir jou die reg tot kindskap te gee deur sy seun Jesus Christus? Ek wil graag saam met julle bid. En dit is 'n gebed waartoe die boek wat ons behandel, ons ook dan nou lei, die leser lei. En hoef nou glad nie jou hand op te steek of iets soos dit nie, maar as jy hierdie behoefte het om werklik te leer wat vrees vir die Here is, om God se intimiteit te ontdek, in vrees vir God, in die besef wie hy is, in die besef van die gewig wat hy dra, en jy ken dit nie, jy's honger daarna, jy smag daarna, wil ek graag saam met jou bid. Here, ons bely dat ons dikwels eintlik maar net wens, U was soveel kleiner. Here, dat ons U kon ronddra waar ons U wil hê. Here, dat ons U kon voorskryf. Here, dat ons net die stukkies van U kon gebruik waarvan ons hou. Vreugde en goedheid en liefde en genade. Maar Here, vrees vir U, of so Spreuke sê, die begin van wysheid, kom as ons besef, Here, dat U soveel meer is, as wat ons kan dink of kan droom, Here. En Here, in hierdie wêreld, Here, waar vrees vir U eintlik 'n baie onpopulêre boodskap is, Here, ons eintlik maar so vashou in boodskapies van God aanvaar jou nes jy is, en God val by jou lewensplan in, en Here, ken ons dit nie meer nie. Here, kom gee vir ons 'n belewenis van heilige vrees, warm vrees vir God. 'n bewustheid van wie U is, Here, ver bo emosionele gevoel. Maar Here, 'n diep oortuiging van die grootheid van die God wat ons dien. Here, 'n diep oortuiging van die gewig van hierdie spasie, omdat U hier is, Here. Vader, ons intimiteit met U wil ons dikwels so kunsmatig aanmaak, asof dit van ons afhang. Ons doen maar net gou so 'n paar oulike goedjies. Maar Here, ons knie is so stram, dat ons nodig het, Here, dat U in ons harte verskyn, sodat ons knie ook sal bewe, ook sal buig. Here, dat ons ook soos dooies sal neerval voor die een wat lewe geen lewe is.
Vader, daar is geen generiese weergawe van hierdie heilige vrees nie. Ons ontdek dit net by U en aan U voete. Vader, as dit is waar ons dit ontdek, laat ons vanaand daar wees. Hou ons daar, Here. Here, U is koning, U is waarlik God. Here, U is die Almagtige. Here, U is alles. Maar U is goed. En U is liefde. Alle eer kom U toe, Here, in die hemel en op aarde. Amen.